Goeiemôre vriende, dit is vandag Woensdag 25 Februarie 2026. Dit bly net vir my ongelooflik hoe die dae net eenvoudig verby spoed. Nee, ons is weer amper aan die einde van Februarie. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie dat ons in ons land die vryheid het om U te aanbid. Here, in baie lande word 'n Christene gedwing om die moslim geloof te aanvaar, Here, of hulle word doodgemaak. Party plekke slegs selfs in die Hindoe geloof, Here, alhoewel hulle baie minder so is. Here, is dit so dat ons as die kinders nog deur al die jare heen verdruk is, in ons land gelukkig nie. En Here, ons bid vir ons medebroers en susters in ander lande wat intense verdrukking en dood, marteling ondergaan. Here, ons kom vra vir U om groot asseblief in te gryp. Ons kom vra vir die Here om inderdaad met hulle te wees. Here, ons kan lekker as toeskouers aan hierdie kant sit en observeer, maar Here, dit is baie sleg. As jy verslae lees en wat geopende deure sê en Here, klomp ander internasionale organisasies vir jou sê hoe kinders van die Here onderdruk, gemartel en doodgemaak word, Here, dan staan mense in verstomming. Ons wil vir hulle kom bid vandag, ons wil vir hulle kom vra, Here, groot asseblief trek 'n laar rondom hulle. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons is amper klaar met hierdie hoofstukkie, is uit die aard van die saak, ons sit nou kort briefie hierdie 2 briefies wat ons nou met mekaar hanteer. So ons gegaan aan wat ons opgehou het daar, waar Paulus gesê het, hierso op die ou ende uit gesê, liewe vriende, oor die wederkoms het ons gister 'n bietjie met mekaar gepraat, en dan het ons geëindig daar waar hy gesê het, hy het julle hiertoe geroep, deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. En dan sê hy, en dis amper wat hy vir hulle kom sê, kan ons vir mekaar sê, dit is ook iets wat vir vandag geld, en hoor dan ook sy woorde aan ons vriende vir vandag. Hy sê vir hulle, wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle opgedra het, of dit deur ons prediking, of deur 'n brief was. So weer eens, dis in heidene, jong gelowige mense wat daar is, wat baie gekonfronteer word met die heidense omgewing waarbinne hy bly, waarbinne hulle bly, dit gaan moeilik met hulle daarso, en nou kom sê hy vir hulle, hoor hierso julle, wees standvastig broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle opgedra het. En wat is die leer wat hy aan hulle opgedra het? Die leer was, Jesus Christus is die begin en die einde. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Moenie van daardie leer af weg beweeg nie, kom sê Paulus vir hierdie Christene in Thessalonisense. Hy sê, dit is die weg, wat ons vir julle in die brief geskryf het, of by julle kom preek het. Daarin moet julle standvastig wees. Julle moet vasstaan daar. Julle moenie toelaat dat enige een van hierdie ouens julle losruk van hierdie leer wat ons aan julle verkondig het, kom sê Paulus vir hulle. En dan gaan hy aan en sê hy, en mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Julle ken hierdie gemeente is 'n mooi gemeente, gee baie liefde vir mekaar in die omgewing, en het 'n geloof wat skrik vir niks nie, soos wat Paulus kom sê, en dan kom sê hy net, hoor hierso, mag julle al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus. Mag julle beleef dat God die Vader en Seun, en hy het dan nie die Heilige Gees genoem, maar ook die Heilige Gees, julle sal versterk, julle by julle sal wees, dat julle nooit ooit sal voel julle is alleen nie, en dat julle altyd met krag gevul sal word. Kom sê hy eintlik vir julle so. En dan sê hy het aan ons sy liefde bewys, en aan ons deur sy genade en blywende troos en 'n goeie hoop gegee, kom sê Paulus
vir hierdie mense, né? So, wees standvastig. En vriende, ek sê dit nou maar reguit en ek het geen ill intent daarby nie, maar as julle vat in ons land ook, wat's besig om met die Islam gebeur, die moslim geloof gebeur. Vriende, hulle sit op elke stukkie kos, sit hulle die teken, die halal teken. As jy gaan luister wat die ouens sê, dat eintlik wil die ouens 'n kalifaat uitroep oor die hele wêreld, waar dit net die moslim geloof is, en al die ander mense gaan of jy gaan raak 'n moslim of jy word uitgedelg, né? Is dit maar 'n voorloper van eintlik wat aangaan. Daai halal teken wat op alles, hulle berei 'n land voor, dat hulle sisteme so kan wees, dat hulle later kan oorvat. En vriende, dit is nou nie, ek is nou nie, julle ken my nou goed genoeg, ou wat nou op 'n tantrum gaan oor goeders, of op 'n trend gaan, omdat daar sekere trends is nie. Dis feite, vriende. Dis feite, en dit, ons moet op die ou ene vir mekaar kom sê, dat ons moet in hierdie leer van Jesus standvastig vashou. Vriende, hoe lief ons ook van ons moslim vriende het, en hulle is beautiful mense, die uiteinde van hulle geloof, vriende, is op die ou ene om ons uit te wis. Ek bedoel, daar's nie twee dinge daaroor. Julle kan maar wyd en suid gaan kyk waar hierdie ouens in beheer is, en kyk julle hoe lyk dit daar. En nou as jy dit vat in hierdie tyd, wat het hierdie tyd gebeur? Die keiseraanbidding was daar, hulle het hierdie Christene vervolg, want hoekom? Hulle het nie ingepas by die leer nie, by daai leer om die keiser te aanbid, om om in die afgode te aanbid nie. So hulle is vervolg, hulle moes inval, dit is maar presies dieselfde, ons het met in 'n ander doekie toe gedraai, as ons kyk na die moslim geloof op hierdie stadium, né? Dit is maar wat aan die gang is, liewe vriende. En in hierdie tyd moet ek en jy standvastig staan. In hierdie tyd moet ek en jy, liewe vriende, met liefde sê, ons aanbid Jesus Christus. Aanbid julle wie julle wil. Doen julle eie ding, bly op julle eie. Moenie vir ons kom vertel wat ons moet doen nie, né? Ek dink dis baie belangrik, liewe vriende. Hoekom ek sê die kos nie goed? Dit klink nou 'n klein dingetjie. Dit's 'n groot ding, vriende. Dis 'n groot ding. So, ek en jy op die ou ende eet, met almal wat die halal teken op het, ons moet daai goed met ons moet bereid wees om dit te aanvaar. Waar ek altyd vir die mense sê, ek het op 'n stadium in Woolworths Kanel ook met die ouens gesprek gehad. Ek het geen probleem. Hoekom het julle nie 'n afdeling waar julle net vir die mense wat Islam is, of die Jode wat kosher is, sit vir hulle daar hulle dingetjies, hulle tekens en goed op hulle goed wil hê. By all means, ons is mos in 'n vry land, maar moenie vir almal van ons begin blootstel aan goed nie. Moenie by almal van ons by spyskaarte nie meer bacon gee nie, maar dis nou bacon gee nie. Moenie op al die spyskaarte begin dit 'n halal spyskaart maak nie. Waantoe is ons op pad, vriende? Ons is op pad presies na hierdie goed toe wat daai tyd 2-3 jaar terug wat daar was, is ons op pad. So ons moet nie dink dit is klein goedjies wat besig is rondom ons te gebeur nie. Weereens sê ek, as jy jou eie geloof aanbid, jy doen jou eie ding, by al mens wees rustig, maar moenie dat jou geloof begin impakteer op my en my vryheid begin wegneem nie, né? En vriende, dit is maar wat daai tyd gebeur het. Ons is maar smack bang in daai tyd. Hulle is daai tyd vervolg omdat hulle Jesus aanbid het, omdat hulle nie by 'n stelsel ingepas het wat gesê het, dit is die stelsel wat julle by moet inskakel. Dit is presies met Islam, is presies met ons moslim vriende, liewe vriende. So moet nooit ooit dink, dit is maar far-fetched nie. Dit is nie. Dit is hier tussen jou en my, die wêreld baie lewendig en teenwoordig. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.